Hartlike goeiemôre vriende, ons gesels verder hierso uit die Immanuel profesie in Jesaja. Wat 'n groot, kragtige profesie. Ons het nou net gelees in die vorige van die Immanuel teken. Israel was in die moeilikheid in daai tyd. Die Assiriërs het vir hulle gelê en loer en vir hulle gewag. Hulle wou hulle heeltemal aanval en vernietig. En toe skree die koning Agas, wat moet ons maak? Wat moet ons doen? Toe kom Jesaja en hy sê, ek gaan vir jou 'n teken gee. Immanuel, Jesus Christus gaan kom. Nou maar net om vir jou te wys, die Immanuel profesie is absoluut ingebed in die geskiedenis van Israel. Moenie hom daar uithaal nie, verstaan hom binne Israel en binne hulle verwagting en binne hulle leefwêreld en binne die profesieë wat vir Israel gegee is. Ons gaan verder. Hierdie Immanuel profesieë in Jesaja sluit ook in hierdie groot en bekende Jesaja hoofstuk 9 vers 2 tot 6. Israel sal weer groot wees. Sy mense sal lag en jubel soos in die oestyd. Hulle skree uitbundig van vreugde soos soldate wanneer hulle die oorlogsbyt verdeel. Want God sal die kettinge waarmee die volk vasgebind word en die swepe waarmee hulle geslaan word stukkend breek, net soos by Midian se mag lank terug gebeur het. Die skoene van die soldate wat die land binnegeval het en hulle bloedbevlekte uniforms sal met vuur verbrand word. Daar is vir ons 'n kind gebore. Dit is 'n seun wat aan ons gegee is. Hy sal oor ons regeer en sy koninklike titel sal wees Spesiale Raadsman, God wat sterk is, Ewige Vader. Sy koninkryk sal aanhou uitbrei en hy sal vir altyd vrede bring. Hy sal vir altyd op Dawid se troon sit en sy koninkryk met geregtigheid en billikheid regeer. Daarvoor sal die absolute goedheid van die Here, die Almagtige, sorg. Die absolute goddelike oorsprong van hierdie profesie. Mense moet vir enige kind wat dit lees duidelik wees. Vat nou maar hierdie 4 titels wat hier genoem word. Van hy wat kom. Dit is 'n God mens wat hiervan gepraat word. Dit lees ons hier baie duidelik. Mense is dan wonderlik die Bybel, hè? As jy nou vat en jy kom eers hier in Romeine en Efesiërs en allerlei plekke waar Paulus vir ons verduidelik dat Jesus om jou van jou sondes te kon verlos, moes hy beide God en mens gewees het. Maar hier staan dit dan nou in Jesaja al geskryf, dat die Messias gaan 'n God en 'n mens wees. Hy gaan 'n God mens wees. En nou, want hier staan, hy gaan soos 'n kind gebore word, midde in die volk, maar tog gaan hy daarmee saam genoem word, Spesiale Raadsman, God wat sterk is, Ewige Vader en Koning van Vrede. Al 4 daardie is absolute goddelike terme wat die goddelikheid, die godheid van Jesus Christus bewys. Dit kan nie van enige mens gesê word nie. Nou goed, ek weet, hulle sê ons leef nou in daai tyd, ons leef nou in die 1000-jarige vrederyk. Dit is wat 80% van die kerke sê, maar mense, jammer, ek praat reguit daarmee. Kom ons noem 'n graaf 'n graaf. Dis twak, dis nonsens, dis absolute twak. Daar bestaan nie so iets nie. Weet jy, 'n paar jaar terug het F.W. de Klerk en Nelson Mandela die Nobelprys vir vrede gekry. Wat is die Nobelprys vir vrede? Julle weet mos van daai ding. Dit word gegee by spesiale geleenthede aan mense wat vrede op aarde tot stand gebring het. Het F.W. de Klerk en Nelson Mandela vrede tot stand gebring in Suid-Afrika? Hoekom is daar dan van 1995 af by die 100,000 plaasboere op hulle plase vermoor?
Dit is nog maar een klein voorbeeldjie. Ag mense, maar hierdie ene waarvan hier gepraat word, hy gaan die koning van vrede wees, die hemelse koning van vrede. Sulke dinge gaan nie gebeur, wanneer hy die Nobelprys vir vrede kry, gaan niemand dit betwis nie, niemand nie. Hy is werklik God. Ja, daar's nog 'n paar ander ook wat daai prys gekry het, maar nie een van hulle wat het. Nie een van hulle kon vrede op aarde tot stand bring nie. En tog, daai kerk waaraan meeste van julle behoort, 80% van julle, hy sê, ons leef nou in die tyd van vrede. So wie's nou die vors van vrede? Is dit dalk F.W. Nelson of wie is dit? Maar hier is geen vrede ergens in die wêreld nie. Ons is nou in die grootste krisis wat die wêreld nog ooit in was. Maar waar begin hierdie klomp onsin wat die mense in die kerke vandag glo? Waar kom dit vandaan? Het kom net terug op hierdie ding wat ons van die begin af, van ons hierdie reeksie waarvan ons praat, reg van die begin af, hulle haat die Jood. Hulle aanvaar glad nie dat hier 'n profesie in die Bybel is oor die herstel van Israel nie. Hulle gooi dit alles uit die Bybel uit. En dan, wanneer jy die een ding uitgooi, dan moet jy die volgende uitgooi. Dan moet jy die koninkryk wat kom uitgooi, dan moet jy die Messias self met die skade aandoen. Nou moet jy nou al sê, dat ons koning van vrede, wat hiervan gepraat word, kyk net rondom jou in hierdie wêreld, sien die vrede wat hy gebring het, want ons is nou in die vrederyk. Dit is die absolute onsin wat hierdie mense praat. Dit is onsin, mense, niks anders nie. Kom ons gaan aan. Ons het gesê, Jesus is 'n Godmens. Dis 'n wonder, dis absolute wonderwerk. Dat daardie Godmens, hy moes 'n mens wees, want hy moet my sonde verlos, hy moet langs my kom sit, en my sonde verlos, hy moet 'n mens wees. Anders kan ek nie by hom uitkom nie. Maar hy moet ook God wees, want hy moet self sonder sonde wees. Anders kan hy nie my sonde wegneem nie. Hy moet 'n Godmens wees. En hier staan dit. 500 of 600 jaar voor die geboorte van Christus geskryf, hy gaan 'n Godmens wees. Is die Bybel nie 'n wonderlike, ongelooflike hemelse boek nie? En dan moet jy hierdie evangelie van Jesus Christus verstaan binne die terme en die konteks van die volk Israel. As jy Israel uitgooi, dan gaan jy, soos wat dit nou al is, die maagdelike geboorte een of ander tyd verloor, en gaan jy ook hierdie Godmens Jesus Christus gedagte langs die pad een of ander tyd verloor. Want ook Israel het 'n Godmens nodig gehad om hulle Messias te wees. Want hulle sit met fisiese, aardse probleme hier wat moet opgelos word. Nie net op 'n geestelike hemelse vlak nie, maar prakties hier op aarde. Hulle het 'n mens nodig om te kom regeer hier op aarde, om hierdie dinge te kom doen. Maar hy moet goddelike oorsprong hê, hy moet van goddelike oorsprong wees, om goddelike wysheid te kan hê, om al hierdie dinge te kon doen. So kan jy, het jy die voordeel as Christen, as evangelieprediker vandag, om aan mense te verduidelik, waarom Jesus, jou verlosser, moes 'n Godmens wees. Gooi Israel uit jou Bybel uit, soos wat hulle doen, en 3/4 van die voordeel wat jy het, om die Godmens Jesus Christus te verduidelik en vir mense aan te bied, is ook daarmee heen. Is daarmee heen. Dis verby daarmee. Vergeet maar daarvan.
Ons kyk net vinnig hier na Jesaja hoofstuk 10, want in Jesaja hoofstuk 10, dit is ook nog deel van hierdie Immanuel profetiese gedeelte in hierdie boek Jesaja. In daardie tyd sal dit klein groepie Israeliete, wat uit die nageslag van Jakob oorgebly het, nie meer hulp gaan soek by Assirië, wat hulle in die grond in vertrap nie. Nou sal hulle net op die Here, die heilige God van Israel, vertrou. Dit sal 'n ou klein groepie Jode wees wat gaan oorbly. Baie belangrik. Ek gaan nog heel wat daarvan leer, hierso uit Jesaja uit. En ons leer dit nou al reeds vandag, uit die herstel van Israel en die terugkeer van die Jode na Israel. Maar uiteindelik, hulle gaan, daar is nou al 'n klomp van hulle, daar is omtrent 8 miljoen van hulle in Israel. Maar ek het slegte nuus vir hulle, meeste van daai gaan sneuwel. Hulle is ongelowige Jode, godverachtende Jode. Daar gaan net 'n klein hoeveelheid van hulle oorbly, wat op die ou end God gaan vertrou. En met daai klein Gideonsbende wat gaan oorbly uit Israel uit, gaan die Here sy koninkryk in Israel met hoofstad Jerusalem vestig op die hele aarde. Wonderlik. Dit is Immanuel. Dit is God met ons. Wat elke Kersfees van gepreek word, Immanuel. Maar hy is totaal uit daai kerke, uit konteks uitgehaal. Glad nie verstaan hulle wat daar in daai Bybel staan in verband met die profesie van Immanuel. So gaan dit wees, 'n klein groepie van die nageslag van Jakob sal na hulle magtige God toe terugkom. Alhoewel die bevolking van Israel nou, soos die sand van die see is, sal net 'n klein groepie van hulle oorbly en terugkom na hulle land toe. Die Here het klaar besluit om hulle te vernietig en dit sal hulle verdiende loon wees. En dit wat die Here die Almagtige besluit het, dit doen hy. Hy verander nie van sy plan nie. Dit is 'n belangrike versie. Die Here doen wat hy gesê het. Hy gaan Israel herstel en 'n groot volk van hulle maak. Hy het gesê, hy het gesweer op sy eie naam, hy gaan dit doen. Jou kerk sê, nee, hy gaan dit nie doen nie. Hulle weet nie wat hulle sê as hulle dit sê nie. Hulle laster teen die Here God self. Hier staan, wat ek nou net gelees het, hy sal doen wat hy gesê het hy gaan doen. Maar heel waarskynlik jou dominee, hy sê, hy gaan dit nie doen nie. Mense, dit is verskriklik. Dit gaan nie oor Israel nie, dit gaan nie oor Israel nie. Ek is nie besig om Israel te probeer ophemel nie. Dit gaan oor die waarheid van die Bybel, die kragtigheid van die belofte en die werklike waarheid. Die Here sal doen wat hy gesê het hy gaan doen. Ons praat net nou verder.